Ons gee graag terugvoering van die huweliksverrykingswerkwinkel wat ons onlangs met 'n groep disipelmakers in Malawi gedoen het. Ons het 8 egpare wat almal aktiewe disipelmakers is ontmoet om hulle te help om die koninkryksleefstyl van 'n disipel ook in hulle huwelike uit te leef. Die meeste van hulle kom uit wanfunksionele ouerhuise, wat dan ook dieselfde negatiewe patrone in hulle eie huwelike ingedra het. Hulle moes uit die skrif ontdek wat God se doel met hulle huwelik is, hoe om mekaar regtig lief te hê en hoe om hierdie liefde te laat vloei na 'n gemeenskap daar buite binne disipelmakende verhoudings. Hulle moes ontdek hoe elke egpaar uniek saamgestel is om 'n baie spesifieke taak binne die koninkryk te verrig en dat dit net regtig werk as hulle mekaar ook goed verstaan. Die egpare is dikwels uitgestuur om op 'n stil plekkie hart oop te maak teenoor mekaar, vergifnis te vra, vergifnis uit te spreek, saam te bid, diep te praat oor die kwaliteit van hulle verhouding met mekaar en om dan die volgende tree te gee om agter Jesus aan te loop in hulle verhouding met mekaar en hulle bediening na buite. Behalwe diep en lang gesprekke aan die etenstafel, het ons ook privaat gesprekke met elke egpaar gehad. Soms so lank as 2 ure lank om hulle te help om die skaduwees van die verlede agter te laat en 'n nuwe toekoms saam binne te gaan. Die Sondagoggend se diens was gefokus om die disipelmakende beweging binne die plaaslike gemeentes te versterk en hulle momentum te gee. En dit het so 2 ure lank gevat. Die Sondagmiddag het ons 35 egpare onderhande gehad, die meeste van hulle predikante van verskillende kerke in Lilongwe, vir 3 ure lank. Daar's gelag, gehuil, party het vir mekaar vinger gewys en uiteindelik met groot glimlagte op die gesigte uitgegaan. Ons vertrou dat die Here ook in hierdie kort, maar baie intense 3 ure sessie met hulle skuif in hulle verhouding met mekaar gemaak het. Ons sit hierdie spesifieke bediening nou in McDonald en Catherine se hande. Hulle het as fasiliteerders 'n reuse werk gedoen en self die voorbeeld gestel deur openlik oor hulle pyne en vreugdes in die huwelik te praat. Die transformasie in hulle verhouding die afgelope paar jaar is so duidelik sigbaar dat hulle die ideale instrument is om hierdie bediening verder te vat in hulle eie kultuur en binne hulle eie omgewing. Ons vra voorbeding vir die aanlyn groepe met wie ons tans besig is. Dit sluit mense in Indië, Oekraïne, Brittanje, Uganda, Zambië, Suid-Afrika, Malawi. Ons volgende groot besoek is weer Augustus in Malawi, waar ons mense van Malawi, Noord-Mosambiek en Tanzanië sal begelei met disipelmaking. In September maand het ons 3 egpare uit Indië vir in-house training van 3 weke lank hier by ons in die huis. En in November egpare en enkelpersone uit Nepal, Indië en Tanzanië vir dieselfde in-house. Ons program vir die jaar is baie vol. Ons vra julle voorbeding dat die Here regtig ons tree vir tree sal lei om sy disipels te wees. Baie dankie. Yes,